Goeiedag, liewe luisteraars. Ek is Willie Sondersen en dit is vir my 'n voorreg om saam met u hier op die senders van Joy Gospel Radio vir die volgende halfuur te kan kuier. Nou ek wil ook net vir pastoor Barry baie dankie sê vir hierdie wonderlike geleentheid om met al ons vriende oor die lig te kan gesels, so al om die woord. Nou vandag wil ek met u gesels oor die Heilige Gees. Nou as u die vorige twee geluister het, sal u weet dat dit die 3de aflewering sal wees van hierdie onderwerp. Nou vriende, ons bespreek veral die doping van die Heilige Gees. In kort opsomming wat ek graag by die kykers wil tuisbring, is nommer 1, dat die oomblik wat jy Jesus innooi in jou lewe, ontvang jy ook die Heilige Gees. Nou Paulus praat in 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, of weet julle dan nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, die Heilige Gees wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Nou verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Nou vriende, as jy nie Jesus as jou saligmaker in jou lewe ingenooi het nie, jou sondes bely het nie, is jy nie sy kind nie, en volgens Jesus se eie woorde kan jy die Heilige Gees nie ontvang nie. In Johannes 14 vers 17 sê Jesus self, as die Gees van die waarheid kom, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Die spreek van vreemde tale is deel van die Heilige Gees werking. En Paulus beskryf dit dat die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou, want ons weet nie altyd wat ons moet bid nie, dit is wat Paulus dit beskryf, maar die Gees tree vir ons in, soos in 1 Korintiërs 14 vers 2 sê Paulus, hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Nou ek wil dit weer vir ons kykers noem, as die Bybel sê niemand verstaan dit nie, dan beteken dit, vriende, dat dit niemand, nie eers die duiwel verstaan dit nie, want jy spreek verborgenhede tot God. Dit is soos 'n geheime kode wat God gebruik, wonderlik vriende, of ingestel het, dat ons as kinders met hom kan praat deur die Gees van die waarheid. En Satan kan dit nie verstaan nie, want die Gees weet wat ons behoefte is en hy tree vir ons in. Weet jy hoekom gebruik Satan mense om dit af te skiet, hierdie wonderlike gebeurtenis, soos mense dit kan noem, dit is 'n gebrabbeltaal, omdat die Satan kwaad is, dat hy niks verstaan nie, en nou soek hy kandidate om dit af te skiet. Dit is tragies, vriende, dat groot predikers, vir wie ek groot respekte en 'n aanhanger was, wat die wonderlikste waarhede uit die skrif kan ontrafel en wat jou alles uit die skrif kan leer en uiteen kan sit, dat die sogenaamde predikers dit openlik op nasionale netwerke afskiet as uit die put van die hel. Weet jy hoekom praat mense daarteen? Omdat hulle self nog nie daardie wonderlike ondervinding ontvang het nie, en hulle is vasgevang deur tradisie. Ek herhaal, vriende, tradisie het Jesus in Paulus, hoor mooi, het in Paulus byna doodgemaak, tradisie, tot op daardie dag met die Damaskuspad, waar hy Jesus, die een wat hy besig was om uit te wis en te vervolg,
het hy hom persoonlik ontmoet. En toe vlieg tradisie by die venster uit. Halleluja. Nou vriende, ons moet baie versigtig wees. Wees wat ons van die Heilige Gees sê. Mense praat baie onverskillig en weet nie wat die gevolge van hulle opmerkings kan wees nie. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het maar net Jesus beskuldig dat hy die duiwels uitdryf deur Beelzebul, die owerste van die duiwel. En Jesus het hulle op geen onsekere terme gewaarsku dat hulle kan sondig teen die Heilige Gees. En dat dit hulle nooit vergewe kan word nie in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomstige eeu nie. Nou vriende, ons moet versigtig wees wat ons sommer bestempel as uit die put van die hel. En ek praat met mense wat dalk onkundig is. Nou 1 Korintiërs 14 vers 38 sê, maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Want die natuurlike mens kan die dinge van die Gees van God nie verstaan nie. Dit is vir hom dwaasheid. Ons besef nie in werklikheid, vriende, die belangrikheid van die Heilige Gees werking in die kerk en in ons eie lewens nie. Ek wil graag vir u 'n voorbeeld noem. Daar was 'n sekere broeder van die gemeente en hy kom bid saam met die pastoor terwyl die pastoor op kantoor is. En net voor die man vertrek, openbaar die Heilige Gees dat hy moet versigtig wees wanneer hy by 'n verkeerslig kom. Die Heilige Gees openbaar dat hy moet wag al slaan die lig groen. Hy moet eers wag voordat hy ry. Hy gehoorsaam die Heilige Gees prompting en doen dit wat die Gees gesê het. By elke verkeerslig hou hy stil en wag eers voordat hy verder ry. Toe hy by die tweede of die derde verkeerslig kom, hou hy stil en toe die verkeerslig groen slaan, toe wag hy soos die Heilige Gees beveel het. Terwyl hy nog wag, kom daar 'n motor van die regterkant af teen 'n geweldige spoed en jaag oor die rooi lig oor die kruising. Sou die Heilige Gees dit nie geopenbaar nie. Vriende, dit is so 'n wonderlike, sal ek sê, 'n wonderlike gawe wat God ons gegee het. Kyk wat kan hy nie alles doen nie. As die Gees dit nie geopenbaar het nie, dan kon daardie broeder sy lewe verloor het. As ons sou in ag neem met die geweldige snelheid wat daardie bestuurder deur die rooi lig gejaag het, daar was geen manier hoe daardie bestuurder in 'n tyd sou stop nie. Hy sou hierdie broeder op sy kant, die bestuurder se kant van die motor getref het. En vriende, kan u verstaan hoe noodsaaklik is die Heilige Gees werking in ons lewe en in ons samekomste? Dit moet daar wees. Want die een het 'n taal en die een het 'n woord en so aan. Met die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster was daar verskillende nasionaliteite op daardie oomblik in Jerusalem. En die Bybel noem die verskillende nasies daardie dag Judea en Cappadocia en Pontus was teenwoordig in Jerusalem. Hy sê partners en Medes en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, Pontus en Asië, Frigië en Pamphylia, Egipte en die streke van Libië en Cyrene, vriende, en Romeine wat hier vertoef. Jode en Jodegenote, dis almal wat daar was, Kretense en Arabiere van feitelik oor die hele wêreld. Want daardie tyd was daar mense. Nou hierdie mense was verbaas en radeloos en hulle staan verwonder. Die Bybel sê hulle is radeloos, hulle kan dit nie verstaan nie en sê, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Daar was natuurlik ook die wat gespot het en gesê dat hulle vol soet wyn is en net soos vandag waar mense onverskillige aanmerkings maak teenoor die Heilige Gees. Ek wil vir u so 'n oombliekie stil staan net by hierdie rare gebeurtenis. Die 120 was eendragtiglik
in die gebed op die dag van die Pinkster. En hulle almal was Jode. Het u geweet dat die moeder van Jesus, Maria, was ook daar tussen hulle. Halleluja. En sy het ook die Heilige Gees ontvang. En in Handelinge 1 vers 14 sê Jesus, die sy broers, was ook onder die 120 en hulle het ook die Heilige Gees ontvang, deur die spreek van vreemde tale. Handelinge 2 verklaar vir ons wat daardie dag gebeur het. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Halleluja. Soos die Gees ook aan hulle gegee het om uit te spreek. Onthou wat Johannes gespreek het op die walle van die Jordaan toe Jesus gedoop sou word. Daar uitgeroep en so gewys en sê, daar is die lam van God. Matteus 3 vers 11. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Halleluja. Die tonge soos van vuur was op hulle hoofde gesien en hulle het elkeen in 'n ander tale gespreek. So etlike jare gelede het daar 'n kragtige herlewing in Indonesië uitgebreek. Nou hierdie mense was van die ortodokse sendingkerk wat vanaf Suid-Afrika deur 'n predikant van Suid-Afrika bedien was. Nou hierdie mense het vir 10 dae gebid vir die uitstorting van die Heilige Gees. En op die 10de dag toe gebeur dieselfde as wat op die dag van Pinkster gebeur het. Jy kan daai boek lees, Maltari Segman, die skrywer van die boekie Like a Mighty Wind, het vertel hoe dat tonge van vuur op hulle hoofde verskyn het. Hierdie herlewing was so kragtig dat dit wat in die Bybel gebeur het, ook daar gebeur het. Na die herlewing het hulle kaalvoet deur die bosse en strate van Indonesië geloop. Hulle het tot oor 'n vol rivier op die water geloop. Net hulle enkels was in die water. Maltari verklaar in sy boek dat as die Here die uitstorting van die Heilige Gees op 'n ander wyse sou doen, as soos beskryf in die Bybel, sou hulle dit dalk nie verstaan het nie, maar die Here doen dit op dieselfde manier as wat dit op die dag van Pinkster gebeur het. O vriende, die Here doen dit weer ook in ons dae. Is die gebed, daai lied wat van die Westhuizen hulle sing, Niels van die Westhuizen, Jesus doen dit weer. Halleluja. O prys die Here. O Here, doen dit weer ook in ons dae. Is die gebed van my hart. Doen dit weer. Ons het dit so nodig, vriende. Daardie nag met Pinkster in die uitstorting van die Heilige Gees, is daar verskillende nasies teenwoordig, soos ek genoem het. En die mense het gehoor hoe dat hulle in hulle eie taal oor die grootheid van God spreek. Hierdie is die ander gedeelte van die werkinge van die Heilige Gees, waar die tale verstaanbaar was vir die omstaandes, vir die nasionaliteite, vir die ander het dit geklink asof hulle dronk was, vol soet wyn. Paulus praat in 1 Korintiërs 14 vers 2 sê hy sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede, soos ek ook voorheen gesê het. Niemand verstaan dit nie, selfs ook nie die duiwel nie. En hy kan alle tale op aarde praat. Die Gees spreek verborgenhede tot God. Ja, die Here kan deur ander tale ook met mense praat wat hulle behoefte het. Maar hierdie verborgenhede, wanneer jy in 'n spreektaal is verborgene tot God, en hy tree vir ons in. En Jesus bid sy Vader om aan sy kerk 'n ander trooster te stuur, naamlik die Heilige Gees, en God het dit aan ons gegee vir die gemeente tot stigting,
troos en bemoediging. Dit is nie bedoel vir die wêreldling nie. Vriende, hulle kan dit nie ontvang nie. Paulus praat in 1 Korintiërs 12 vers 7. Waar hy praat oor die 9 gawes van die Heilige Gees en hy sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Met die oog wat nuttig is, as God die Heilige Gees sien, dat hy hierdie gawe aan daardie persoon kan gee en daardie kandidaat gaan dit gebruik tot stigting, troos en bemoediging en tot die redding van siele, dan rus die Heilige Gees daardie persoon toe, omdat die Gees weet dat daardie persoon sal dit nuttig kan gebruik. U sien vriende, Jesus se sending was om te soek en te red die wat verlore was. Die evangelie gaan oor siele, die redding van siele, want God die Vader wil nie hê dat een moet verlore gaan nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons take te kan verrig. Die Heilige Gees gee aan die mense die verskillende gawes. In vers 11 sê hy, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Nou onder die 9 gawes wat Paulus daar noem, is die gawe van verskillende tale. Dit wat daardie dag, op die dag van Pinkster gebeur het, en wat Jesus net voor sy opvaring vir sy disippels op die Olijfberg gesê het, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, en met nuwe tale sal hulle spreek. Nou, vriende, ek wil iets vertel. My skoonvader het vir jare gebid, nadat hy tot bekering gekom het, het hy gebid vir die doping van die Heilige Gees, nadat hy kragtdadig tot bekering gekom het en gedoop is. Hy was voor sy bekering 'n ouderling in een van die tradisionele kerke en het streng volgens tradisie gelewe. En op 'n dag roep God hom op sy naam uit die berg toe hy op sy perd gery het, op pad na sy plaas toe. Hy het neergeval en gevra, wie is u wat met my praat? Van daardie oomblik af was daar 'n passie in sy siel om by die volle waarheid uit te kom. Daar het 'n waarheid het aan hom geopenbaar. In hierdie drang het hom gedryf na die Bybel en hy kon geen antwoorde kry nie, want hy kon sekere dinge nie verstaan nie. In sy desperate soeke het hy uiteindelik tot bekering gekom. Hy was van die veronderstelling dat hy 'n kind van Jesus is, omdat hy al die sakramente van die kerk nagekom het, as 'n baba gedoop is, en sy aanneming proses het ook plaasgevind, 'n gereelde kerkbesoek, dat hy immers 'n ouderling is, en sy tradisie het hom verseker dat hy nou op pad hemel toe is, en dat dit hom 'n Christen gemaak het. Toe vind hy uit, maar in Saterdag aande het hy gedans en dit het die bare se leeg gemaak. Toe vind hy uit, vriende, dat hy het nog nooit by Jesus in sy lewe ingenooi het nie, en dat hy eintlik verlore was, en dat Jesus buite die deur van sy hart gestaan het. Toe vind hy uit dat hy daardie eenvoudige gebed kan doen en sy sondes bely en erken dat hy 'n sondaar is. Deur dit te doen het hy kragtdadig tot bekering gekom. Hy was so fanaties oor die vrede en geluk wat hy gevind het, daar het vir hom 'n nuwe wêreld oopgegaan. Hy het die skrifte ondersoek en gesien dat daar is gawes wat die Heilige Gees aan die mense gee. Hy wou alles bekom as die Bybel dit noem, dan wil hy dit ook besit. Hy was fanaties. Hy het lank gebid vir die doping van die Heilige Gees, en toe op 'n dag, vriende, vul die Here hom met die Heilige Gees, en in die proses ontvang hy die gawe van verskillende tale. Nou vriende, ek het dit gehoor, ek het dit gesien hoe dit opereer. Dit was fantasties. Tale, verskillende tale, presies soos dit gebeur het op die dag van Pinkster. Met hierdie gawe wat die Heilige Gees aan hom gegee het, kon hy deur sy lewe mense van verskillende nasionaliteite in hulle eie taal bedien. As die Gees oor hom gekom het,
vir die buitestaanders het dit moontlik soos 'n gebrabbel geklink. En hy homself het nie geweet wat hy sê nie, maar die persoon wat in die diens of wat hy bedien het, hy nog nooit gesien het en ook van geen kant gehoor het. Hy homself het nie geweet wat hy sê nie, maar die persoon wat dit hoor, vriende, het dit moes erken wanneer dit gebeur dat hy hulle bedien in hulle eie taal. Dan het die mense met oop mond gestaan, verstom van verbasing, dat God tot hulle geheimenisse geopenbaar het, en dit nogal in hulle eie taal. 1 Korintiërs 14 vers 23 sê, as die hele gemeente dan saam vergader en hulle sou almal in 'n taal spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheimenisse van sy hart aan die lig. En so sal hy op die aangesig val en God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Ek herhaal, kom die geheime van sy hart aan die lig. Nou my skoonvader was een aand by 'n diens as 'n besoeker, en terwyl die Heilige Gees in die vergadering beweeg, kom die Heilige Gees oor my skoonvader en hy staan op en hy praat in hierdie vreemde taal. Hy maak gebare met sy hande en dit lyk kompleet of hy met iemand praat. Hy het so aangegaan vir etlike minute. Nadat hy gaan sit het, was alles so stil en die mense het gewag op die uitlegging van sy taal. En skielik, vriende, staan daar 'n man in die agterkant van die kerk op en hy was verbaas en verwonderd. Hy vra vir die voorganger of hy iets kan vra. Hy wys na my skoonvader en vra en sê vir hom, meneer, ken u my? Waarop my skoonvader antwoord, meneer, ek ken u van geen kant af nie, nog nooit gesien nie. Met soveel verbasing vertel hy sy verhaal. Hy vertel dat sy moedertaal is Romaans, Hoog-Romaans. Hy vertel dat toe hy baie jonger was, het hy op 'n skip gewerk as 'n matroos en daar was 'n geweldige storm op die see. En die storm was so geweldig dat die skip gesink het, en toe hy in die water beland het hy beangs uitgeroep, as daar 'n God in die hemel is, red my van verdrinking. En hy vertel dat hy op 'n wonderbaarlike wyse aan wrakstukke van die skip kon gryp en daaraan vashou. Vir ure het hy so rondgedobber op die onstuimige see en het God beloof dat hy die Here sou dien as hy gered sou word. Etlike ure later het daar 'n skip verbygekom en hom opgepik. Nou die gemeente het aandagtig na die man se verhaal geluister en toe vertel hy dat vanaand het daardie man, en hy wys na my skoonvader, in sy eie taal, wat Hoog-Romaans is, die gebeurtenis van daardie skipbreek woord vir woord herhaal. En hy sê dat die Here het deur my skoonvader vir hom gesê, dat die Here het sy angsgebed gehoor, maar hy het nooit sy belofte, wat hy daardie oomblik van benoudheid gedoen en nagekom nie. Die man het met trane bely en daardie aand Jesus aangeneem as sy persoonlike saligmaker. Die Heilige Gees het gekom om te doen wat Jesus sou gedoen het as hy hier was. En dit is om sondaars te red. Daardie man is hartsgeheimene was deur die Heilige Gees geopenbaar en hy het erken dat God onder hierdie mense is. Nou vriende, die Heilige Gees is hier vir die kerk van Jesus Christus te bemoedig, verstigting en te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ek kan nie vir die Heilige Gees voorskryf wat hy moet doen nie en hoe hy dit moet doen nie, vriende. As ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees bevele, dan kan hy my gebruik. Die feit dat Paulus verklaar dat hy soos 1 Korintiërs 14 vers 5 sê, wens dat julle almal in tale spreek. Hy sê maar nog liewer dat julle profeteer.
want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit kan uitlê. Nou sodat die gemeente stigting, troos en bemoediging kan ontvang. As hy in die gemeente in 'n taal spreek, moet hy dit kan uitlê. Die Heilige Gees is daardie integrale deel van ons godsdienst, vriende. As die Heilige Gees nie opereer in die kerk van Jesus nie, dan is daar 'n probleem. Vriende, ons tyd het weer, in hierdie tyd waarin ons lewe, het ons dit so absoluut nodig, dat die Heilige Gees weer sy regmatige plek sal inkry. Dit is so hartseer om te hoor van pastore, wat eens die heerlikheid van God geervaar het en alles, en vandag sê hulle, ek het nou, onlangs het ek geluister na 'n predikster, of ten minste die vrou van 'n pastoor van 'n sekere kerk, en sy sê mense, as julle nou 'n kerk toe kom, moenie in tale spreek nie. Dit jaag die mense weg. Vriende, nog nooit het die Heilige Gees mense weggejaag nie. O, prys die Here vir dit, dat ons kan, daar's 'n ou liedjie wat gesê het, toe hy in die eerste keer in 'n Pinkster kerk gekom het, hy het sommer neergeval en neergeslaan. Vriende, wanneer die Gees van God daai aand toe die Here my doop met die Heilige Gees in my huis, die Here praat dit uit in die diens, in die kerk, en die Here sê, jou doping van die Heilige Gees op my naam, jou doping van die Heilige Gees so naby, jy kan amper daaraan, jy kan byna daaraan vat. En dit was seker 'n uur of 2 later, in my huis toe doop die Here my, halleluja, met die Heilige Gees. Ag vriende, dit is so wonderlik om te kan weet dat God wil vir ons die beste gee. Daarom het hy vir ons die Heilige Gees gegee. En hy sê, hy sal ons leer en lei in alle waarheid. Hy sal nie van homself spreek nie, maar hy sal vir ons sê van die dinge van die toekoms. Een aand het my skoonpappie, was hy toe later vir die Here gaan werk, hy het 40 jaar vir die Here gewerk, en hy het een aand toe profeteer hy 'n Sondag aand, en hy sê, dat 'n aanslag op ons eerste minister se lewe, dit was die Sondag aand, die 16de September, toe steek hulle Dr. Verwoerd dood, en die Heilige Gees het dit geopenbaar. Nou vriende, ons tyd is verstreke. Mag die Here u hou vas. Vriende, soek dit as jy dit wil hê. Jy moet 'n begeerte, jy moet 'n verlange hê. Here, vul my met die Heilige Gees. Die oomblik as jy jou hart vir Jesus gegee het, dan het jy aanspraak op die Heilige Gees. Mag die Here hierdie woord van my seën saam met u. Wat lekker om saam met u te kuier. Here seën, tot volgende week. Amen.